Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons ook vanmôre kan saam wees rondom sy woord. Ons is dankbaar dat die Here u deur nog 'n besige week gedra het en ook dankbaar vir 'n Saterdag en 'n Sondag waar ons net so 'n bietjie kan asem skep, ons kragte kan herwin om dan weer die nuwe week in die naam van die Here te begin. Nou wat 'n wonderlike voorreg om hierdie Saterdag af te skop met die woord van die Here en u sal sien ons gaan vanmôre aangaan en eintlik afsluit met ons kort reeksie wat handel oor groei deur God se woord en u sal sien dit is deel 6 in ons reeksie. Nou ek het vir u gesê toe ons maandag begin het dat die woord van die Here is uiters belangrik vir die kind van die Here. En ons het begin praat oor die gedagte van die woord van die Here daaruit Psalm 1, Hebreërs 4, ons het gekyk na 2 Timoteus 3, Josua 1 vers 8 en verskillende gedeeltes uitgelig onder die temas buig voor die woord, was maandag gewees, Dinsdag gehoorsaam die woord, Woensdag die krag van die woord, Donderdag die vrug van die woord en Vrydag oordink die woord. En vanmôre gaan ek bietjie met u praat oor praktiese riglyne in jou Bybelstudie om dit wat die Here in sy woord vir ons opgeteken het beter te verstaan sodat ek ook geestelik kan groei. Ek wil vir u lees wat skryf die apostel Petrus. Hoor hoe wonderlik het die Gees hom geïnspireer om te skryf daar in 1 Petrus 2 vers 1 en 2. Let dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. Nou is besonder as 'n mens hierdie woorde lees. Aan die een kant sê die apostel Petrus, lê af, wat moet ons af lê? Hy noem goed soos boosheid en bedrog en geveinsdheid en aan die ander kant stel hy die positiewe gedagte, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou die meeste van u weet dat ons nou oupa en ouma geword het, en ag, toe ons gaan kuier het daar by my seun hulle, dan hoor ek hoe skree Jana Leons, kleindogter, en hoe skree sy, en die volgende oomblik as haar ma die bottel in die mond sit, dis 'n kwessie van skree en dan begin sy drink. Onmiddellik is sy tevrede, onmiddellik word daar die honger gestil, en dis dieselfde gedagte wat Petrus vir ons wil kom uitlig. Soos 'n honger kind verlang na hierdie melk van haar moeder, so moet u en ek ook verlang na God se woord, dat ons daardeur kan opgroei. Nou die meeste van ons wil graag die Bybel beter verstaan, en daarom gaan ek 'n paar praktiese riglyne met u hanteer, om hierdie reeksie af te sluit, sodat u die woord beter kan bestudeer, en meer sistematies kan bestudeer, en dan ook meer kan uitkry uit u Bybelstudie, sodat u geestelik sterker kan word in die Here. Nou die eerste gedagte wat ek vanmôre met u wil deel is, bid vir wysheid van die outeer, voor jy met jou Bybelstudie begin. Ek dink dit is belangrik dat ons eers 'n gebed sal doen, voor ons hierdie kosbare Bybelboek sal oopmaak, en daaruit sal begin lees. Baie keer kom ons in die studeerkamer, ons is besig met baie dinge, ons gedagtes maal baie keer met goed wat ons gedoen het, moes doen, en dinge wat ons miskien nagelaat het om te doen, en daarom dink ek is belangrik om net eers te buig, en te bid en te vra, Here, u wat u woord geïnspireer het, sal u asseblief u Heilige Gees, die Gees van wysheid aan my skenk, sodat ek die woord kan verstaan. Psalm 119 vers 18, bid die psalmdigter, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Wil jy weet waarom is so baie mense se Bybelstudie vir hulle amper half vervelig, en ag, hulle put nie veel daaruit nie. Dis omdat hulle nie hierdie gebed bid, en vir die Here vra, Here, wys die wonders uit u woord vir my, terwyl ek die woord oopmaak en lees. En al hoe jy die wonders uit God se wet gaan sien, as jy bid dat die outeur van die woord, God se Gees, die Gees van wysheid, jou daartoe sal in staat stel. Die tweede gedagte is, lees die woord sistematies. Met ander woorde, moenie rond en bond spring in die Bybel nie. Moenie dan hier lees en dan daar lees en dan hier lees nie. Dit is goed om die woord sistematies deur te lees. As jy 'n dagstuk gebruik soos Morning and Evenings van Spurgeon, lees dit in die aande of lees dit ekstra by u Bybelstudie, maar maak 'n punt daarvan om die woord sistematies deur te lees. Ek kan vir u baie getuienisse gee hoe die Here my uit sy woord geantwoord het in 'n bepaalde situasie terwyl ek die woord sistematies deurgewerk het. U sien, die Here ken ons lewe. Hy weet wat môre en oormôre met ons sal gebeur, en daarom soos ons die woord sistematies deurlees, kom die Here en hy gee ons antwoorde in ons bepaalde omstandighede en situasies, sodat ons dan ook met wysheid kan lewe
en dan ook die regte besluite kan maak om hom te verheerlik. Sistematies beteken eenvoudig, as jy begin by Efesiërs, lees die hele boek Efesiërs deur. As jy begin met die boek Kolossense, lees hom deur. As jy die boek Matteus begin, lees hom deur. En so sien jy wat die geheel boodskap is, wat in hierdie boek opgeteken is, en die Here gaan ook met jou praat uit sy woord, soos jy dit sistematies bestudeer. Die derde gedagte, vra terwyl jy die woord lees. Dit is belangrik dat ons sal vra wanneer ons die woord bestudeer. Ons lees in Handelinge 17:11 dat die gemeente in Berea die skrif elke dag ondersoek het om te kyk of hierdie dinge so was. Met ander woorde, hulle het goeie ondersoek ingestel. Hulle het nie maar net oor die woorde gegaan met hulle oë en so half vinnig deurgegaan en klaargemaak en gesê, okay, ek het daar 'n Bybel gelees vanmôre nie. Daar was 'n begeerte om so bietjie ondersoek te doen, om so bietjie die vurk in te druk in die grond los te maak, sodat die wortels dan ook so bietjie suurstof kan kry om dan die plant beter te laat groei. En geestelik moet ons dieselfde doen. Wat 'n vraag moet ons vra? 'n paar praktiese vrae wat ek vir u kan noem is, eerste plek, aan wie word geskryf? Paulus skryf aan die gemeente in Efese. En as jy die Bybel bietjie sistematies deurlees, sal jy agterkom wanneer die gemeente in Efese gestig is, deur wie dit gestig is en wat dan ook die boodskap aan hierdie gemeente was. Vra soos wat is die omstandighede van die skrywer en die ontvangers? Nou, u sal dit dikwels sien sommer so in die aanhef, wanneer die apostel Paulus die mense groet, dan sal u baie gou agterkom wie die skrywer is en dan ook die ontvangers en wat hulle omstandighede is. Vra soos, wat leer ek van die onmiddellike konteks? Met ander woorde, soms so aan die begin gaan jy ietsie agterkom, waarom het Paulus hierdie brief geskryf? Wat was die doel van die skryf van hierdie brief? En dan is die ander gedagte, wat is die sentrale boodskap wat ek in hierdie gedeelte of in hierdie boek vind? Ons dink maar aan die boek Filippense. As u net so bietjie deur daardie paar hoofstukke lees, gaan u sien die woordjie blydskap of verbly julle kom telke male na vore. Belangrik om te sien dat ons die sentrale boodskap uit daardie gedeelte sal put. Wat leer dit my van God? Wanneer ek deur die Bybel lees, wat leer dit my van God? Vra jouself die vraag af, wat leer ek van God se karakter? Wat leer ek van sy getrouheid? Wat leer ek van sy vergifnis? En so kan jy die vraag vir jouself vra. Vra vir jouself die vraag af, wat leer dit my van ander om my? So met ander woorde, wat moet my gesindheid wees teenoor ander mense, terwyl ek die Bybel lees en bestudeer? Hoe is dit op my van toepassing, is nog 'n vraag wat jy vir jouself kan vra. Want Bybelstudie het altyd ten doel dat dit 'n toepassing sal hê op my lewe. Hoe kan ek dit implementeer? Is nog 'n vraag wat jy kan vra terwyl jy Bybelstudie doen. So met ander woorde, terwyl jy sistematies deur die woord van die Here werk, vra hierdie vraag sodat jy ook kan leer en verstaan wat die inhoud is en wat God vir jou wil sê. Die volgende gedagte is, onthou, daar is moeiliker gedeeltes as ander. Baie kinders van die Here begin met 'n boek in die Bybel, dan is hulle hier so halfpad in die boek, dan sien hulle die moeilike gedagtes en die offers en verskillende dinge wat gedoen moes word met die bou van die tempel, en hulle dink by hulle self, maar jog, ek verstaan nie lekker nie. Betou ons kom by Esegiel uit en na die tweede hoofstuk stop hulle en dink hulle by hulle self, maar ek verstaan nie al hierdie visioene en gesigte wat Esegiel gesien het nie. En ek wil vir u vra dat u sal deurdruk en sal bly lees, want ons verstaan nie altyd alles in die Bybel nie. Sommige gedeeltes is moeiliker as ander. Daarom sê Deuteronomium 29:29, die verborgde ding is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde ding is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. So daar is verborgde dinge wat ons nie kan verstaan nie, en ons moet nie daarby vashak nie. Beweeg verder aan en kom uit by die besondere gedeeltes wat die Here ook in sy woord vir ons gegee het, verstaanbare gedeeltes, sodat ons daardeur kan groei. As ons net dink aan die boek Esegiel, die eerste 2 hoofstukke is moeilik verstaanbaar, maar as ons kom by die 3de hoofstuk, daar die eerste vers lees ons, daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind, eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak, en hy het my die rol laat eet, en vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet, en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het dit geëet, en dit was in my mond soos heuning, so soet. Sien u, as u net na die moeilike 2 hoofstukke net verder gelees het, sal u by hierdie kosbare waarheid uitgekom het, waar die Here ook sy woord vergelyk met hierdie heuning wat soet is, wat ook ons
hele wese kan vul en ons kan versterk. Die laaste gedagte waarmee ek wil afsluit is, sluit jou Bybelstudie af met gebed. Onthou, God praat deur sy woord, ons antwoord hom in gebed. Die Here sê uit sy woord vir ons wat om te doen, ons antwoord hom en ons sê, Here, ons gaan dit doen. Dikwels wanneer ek bid, baie keer maak ek my oë oop en ek kyk weer na die gedeelte wat ek gelees het en ek kry 'n sentrale gedagte en ek bid daaroor sodat ek dit kan vasmaak in my hart. En dis praktiese riglyne wat ek vir u wil gee. Wanneer God met jou praat deur die woord, antwoord hom in gebed en sê, Here, ek het gehoor, ek verstaan en nou wil ek doen. Tye wat jy miskien nie verstaan nie, sê, Here, hierdie gedeelte is vir my amper onverstaanbaar, maar ek vra dat ek daaroor sal pyns, dat ek daaroor sal dink en dat u deur u gees vir my sal leer wat u wil leer. En dat ek miskien nie verstaan nie, sal ek verbygaan tot ek miskien meer volwasse is in u om beter te verstaan. Daarom die praktiese riglyne in Bybelstudie is, bid vir wysheid van die outeer, lees die woord sistematies, vra terwyl jy die woord lees, onthou daar is moeiliker gedeeltes as ander en sluit elke Bybelstudie af met gebed. Nou mag die Here u wysheid gee daarin, mag die Here vir my en vir jou help, dat ons kan verlang na die woord soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat ons daardeur kan opgroei. Baie seën vir u, baie sterkte, kom ons bid vir mekaar, kom ons bou mekaar op in die allerheiligste geloof. 'n Mooi Saterdag vir u, baie seën en liefde, tada.